Goeiemôre, dit is maandagoggend, die 12de Mei 2025 en ek groet julle almal hartlik hier van op die walle van die Groot Rivier. Na aanleiding van my gesprek met Chris Wyatt, wat ons donderdag aand gehad het en opgeneem het, en ek dit toe gepubliseer het, dat almal na die gesprek kan luister, was daar so baie opmerkings gewees soos, jy kan nie die man vertrou nie, ek vertrou hom nie, hy is deel van dit en hy is deel van dat. Daar's 'n ou gesegde wat sê, hou jou vriende naby, maar hou jou vyande nader. So as Christus beskou word as 'n gevaarlike persoon, deur wie ook al, dan is dit juis noodsaaklik om te weet wat hy sê, wat hy dink, wat hy doen. En daarna moet ons kyk. En ja, die feit dat hy rondgaan en met almal gesprekke voer in Suid-Afrika is nie noodwendig in hierdie tyd verkeerd nie, want dit vestig net meer aandag op die probleem waarmee ons as blanke minderheid in Suid-Afrika mee sukkel. 'n Mens moet almal wat tot jou beskikking kan wees, moet jy benut om jou doel uiteindelik te kan bereik. En dit geld vir enige iemand wat tans bereid is om te praat oor die wandade van ons regering, die onwerklike en onregverdige wette wat toegepas word, die raswette wat toegepas word, die onteiening van grond, die sieninge oor wêreldgebeure is bitter belangrik om te onthou. So, in plaas van kritiek te lewer oor Chris Wyatt, luister wat sê die man, en onthou, jy is nie die enigste persoon wat daar luister nie, daar's ook baie mense in Amerika wat daarna luister, en in die res van die wêreld daarna luister, wat alles uiteindelik tot ons voordeel kan wees. Daarvan gepraat, in die Withuis is daar redelike veranderinge, snaakse geluide wat na vore kom. Dit is bevestig dat Donald Trump huidiglik sy bande of ondersteuning aan die Israeliese premier Netanyahu opgesê het, dat hy vredesamesprekings in die Midde-Ooste hou sonder om vir Israel of dan Netanyahu in ag te neem, tot die groot ontsteltenis van Netanyahu. Ons sien dat hulle het 'n vredesooreenkoms bereik tussen Amerika en die Houthis in Jemen, en beide het besluit, Amerika gaan nou nie meer die Houthis bom nie, en die Houthis gaan nie Amerikaanse skepe aanval nie. Maar die Houthis sê reguit, hulle gaan nog steeds vir Israel aanval. Dit alles is groot ontsteltenis vir Netanyahu, gesien teen die agtergrond dat Donald Trump eintlik vir Netanyahu uit hierdie onderhandelingsproses uitgesny het. Ons kan dan aanvaar dat die nasionale security advisor Mike Waltz, wat nou gedemoveer is en 'n pos aangebied is as ambassadeur by die Verenigde Nasies, dat die rede hoekom dit gebeur het, juis is as gevolg van die gesindheid wat Mike Waltz teenoor Netanyahu openbaar het, en dat die nuus gekom het dat Netanyahu probeer om agter Donald Trump se rug sekere goed gedoen te kry deur van Mike Waltz se baie pro-Israel houding gebruik te maak. Nou Donald Trump gaan nie in sy tweede termyn en nou waar hy soveel dinge doen in Amerika enigstens toelaat dat hy ondermyn word nie. En dis waarskynlik die hoofrede waarom Mike Waltz weggeneem is as die nasionale veiligheidsraadgewer van die Trump administrasie. Nou ja, ons weet dat Mossad probeer aktief lede in die Kongres en elders werk wat hulle kan gebruik tot hulle voordeel, sodat
Trump nie totaal kan wegbeweeg vanaf sy ondersteuning met Israel nie. Maar ons sien dan ook dat hierdie week besoek hy Qatar, Saudi-Arabië en ander Midde-Oosterse lande en dit lyk asof hy die Abraham Accord wat hy so 4 jaar gelede tot stand gebring het, dat hy dit wil revive en dan vrede in die Midde-Ooste sodanig te bewerkstellig sodat Netanyahu nie 'n keuse het anders as om met die vredespogings in te val nie. Daar word ook gepraat van 'n moontlike erkenning van Palestina. Nou of dit goed of sleg is, weet ek nie. Ek hou dit dop. Ek kyk met groot belangstelling na dit wat daar aan die gang is. Maar die feit dat Mossad en Netanyahu natuurlik probeer om vir hulle sekere stoetjies in Washington op te sit onder die kongreslede, die senaatlede, dit is 'n feit en dit gaan lei tot groter verwydering tussen Donald Trump se administrasie en Netanyahu administrasie in Israel. Intussen vier Rusland sy oorwinningsdag, Victory Day parade, wat baie indrukwekkend was met alles wat daar vertoon is en waar wêreldleiers saamgekom het om die oorwinning oor Nazi-Duitsland te herdenk. Xi Jinping van China, mees prominentste daar, dan ook Traoré van Afrika, Burkina Faso, en ons sien dan ook Viktor Orbán en Fico en verskeie ander Oos-Europese leiers wat dit wel bygewoon het. Wat interessant was, is dat inderhaas ook weer 'n vredeskonferensie in Kiev gereël was, wat natuurlik nou bygewoon was deur Keir Starmer, Macron en Donald Tusk van Pole, en hoe hulle almal natuurlik vir Zelensky omring en vir hom moed inpraat, en dat hulle dan daar ook gestaan het en gesê het, hulle demand 'n maand van skietstilstand vanaf Rusland. Hulle demand dit, hulle eis dit. Maandagoggend het hulle gesê tydens Vrydag se konferensie, en daai maandag is vandag. Vandag moet Rusland gehoor gee of wat? 'n land wat besig is om die oorlog te wen, is die land wat gewoonlik die voorwaardes stel en nie andersom nie. Want as Rusland nie vir 'n maand lank 'n wapenstilstand aangaan nie, dan gaan hulle nog verdere sanksies op Rusland toepas, wat geen effek gaan hê nie en wat Europa meer skade gaan aandoen as wat dit vir Rusland gaan aandoen. Ons sien reeds dat daar verskeie lande is wat begin mor oor die groeiende gaspryse, en ons weet dat hulle ekonomie is afhanklik daarvan. Dit begin vir hulle onbetaalbaar duur raak as hulle nie goedkoop Russiese gas kan invoer nie, en dit lyk asof daai kraantjie ook nou toegedraai gaan word. Want ek kan nie sien hoe Rusland enigsins hierdie voorstel sal aanvaar nie. Ons weet wel dat Rusland het weer eens nou aangekondig en gesê, hulle sal direk met Kiev oor vrede praat. Maar Zelensky weier. Hy het mos daai dekreet uitgevaardig dat niemand in sy regering mag met Rusland praat nie. En sy oorwinningsplan bly nog steeds dat hulle eers vir Rusland moet verslaan en dan sal 'n blywende vrede wees. En dan hierdie oorlogstokers in Europa, die Macron, die Keir Starmers, Ursula von Leyen, Donald Tusk en verskeie ander lande wat saam staan, wat net eenvoudig bly aandring dat Rusland basies verslaan moet word en dat hulle moet voortgaan om maksimum steun aan Oekraïne te lewer en selfs oorweeg
om troepe op die grond te sit. En dis waarvoor hulle daai 30 dae skietstilstand nodig het, sodat hulle nuwe wapentuig kan inbring in Oekraïne, sodat hulle manne kan inkry en kan vestig op verskillende plekke, om nou 'n vredesmag te wees, om te verhoed dat die oorlog tussen Rusland en Oekraïne verder uitkring. Ons weet, Rusland gaan dit nie aanvaar nie, en hoekom sal hulle? Hulle is besig om die stryd daar te wen, ten spyte van die feit dat die Europese leiers galbraak en uitsprake maak en demoniseer en vir Rusland en vir Putin sleg maak, sien ons dat in hulle eie lande sit hulle met proteste, hulle sit met opstande, hulle sit met openbare geweld, onrus, maar dit sien jy nêrens in die hoofstroom media nie, en jy sien nêrens waar dit aangespreek word deur die leiers nie. Dis asof hulle dink 'n oorlog met Rusland gaan die aandag van hulle interne probleme weghou of aflei of weglei, hoe dit ook al sy, ons is in vir 'n rowwe tyd vorentoe. Nou Donald Trump het gesê, hy ondersteun hierdie vredesaanbod wat Rusland nou aan Oekraïne gemaak het, en ek dink dat Amerika gaan hom van NAVO af onttrek, want dis die enigste manier hoe hulle nie in 'n direkte konflik met Rusland ingesleep gaan word nie. As ons na Donald Trump se pogings kyk, ons uitsprake kyk en luister na wat hy sê, tussen die lyne lees, dan moet ons weet dat Donald Trump ernstig is oor vrede. Sy dreigtaktiek gaan nie noodwendig met Rusland werk nie, so hy moet ander maniere vind. En dis dalk die een hoofrede waarom Steve Witkoff, die spesiale gesant aan gemoeid met die onderhandelinge tussen Rusland en Amerika, die onderhandelinge om vrede te bewerkstellig, onderhandelinge om die diplomatieke bande tussen die twee lande te herstel, dat hy 'n privaat afspraak met Putin gekry het, en dat dit bydra tot 'n beter perspektief van die situasie tussen Rusland en Oekraïne, en waarskynlik 'n beter verstaan het van wat het aanleiding gegee tot die Russiese inval, want tot vandag toe is daar mense, en baie mense wat hierdie kanaal kyk, wat regtig glo dat Rusland het 'n unprovoked attack op Oekraïne gedoen. Gaan lees die geskiedenis, gaan kyk wat het gebeur, gaan terug na 2008 tot 2014, gaan lees op oor die Maidan revolusie, en sien vir julleself, wie was die hoofdryfveer agter die hele provokasie vanaf Oekraïne kant af aan Rusland. Rusland het op die ou ende geen keuse gehad anders as om Oekraïne binne te val nie. Dit terwyl die westerse wêreld en die hoofstroom media en diegene probeer om nog steeds dieselfde narratief van provoked attack, unprovoked attack, en die demonifisering van Rusland en van Putin mee voortgaan. Vir ons uiteindelik hier op die grond, wat groot oë sit en kyk na hoe hierdie wêreldsake ontvou, moet net onthou, ons in Suid-Afrika gaan dit nie vryspring nie. Niemand in die wêreld gaan dit vryspring nie. Ek praat nie van 'n direkte konflik nou nie. Ek praat van wat is die invloed wat dit gaan hê op ons in Suid-Afrika. So baie mense maak opmerkings, sê fokus op die probleme in Suid-Afrika en vergeet van die res van die wêreld. Die res van die wêreld het 'n direkte invloed op Suid-Afrika. Toe ek oor Donald Trump gepraat het voor die verkiesing, tydens die verkiesing, na die verkiesing, was daar baie opmerkings soos Trump gaan niks in die wêreld verander nie, hy gaan maar net voortgaan. En sien daar, bring hy 'n totale omwenteling in die wêreld, waar vir die eerste keer in 140 jare 'n internasionale leier aandag gee aan en erkenning gee aan die Afrikaner en sy bestaan,
in Suid-Afrika. Dit is enorm en dit het 'n baie groot uitwerking op elkeen wat in Suid-Afrika woon. Dit plaas die kollig op die Afrikaner. Dit plaas die kollig op Suid-Afrika, die onregverdigheid, die doelbewuste neutralisering van blanke mag en blanke gesag. En dit is presies wat ons nodig het. Ons moet weet wat in die wêreld aangaan as ons kan voorspel 'n moontlike pad wat Suid-Afrika gaan volg oor die volgende klompie maande. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker dag.